Amen. So vandag is Vadersdag. Ons het nou die dag Moedersdag gevier hierso. Maar vandag is dit vir die pappas. So en ons sê so baie dankie vir die pappas vanoggend. So Vadersdag is 'n spesiale dag wat ons ekstra dankie kan kom sê. En ek wil vir die vroue vanoggend sê en vir die kinders vanoggend sê, moenie wag vir Vadersdag nie. Sê elke dag vir pappa dankie vir wie hy is, vir wat hy beteken in jou lewe en wat hy vir jou doen. Maar vandag kan ons ekstra dankie kom sê. So ons wil vir julle manne sê baie baie dankie. Ons het so 'n klein geskenkie vir julle. En ek wil vir Janine gaan uitdeel en as daar nog iemand is, sommer vir Linda, dan kan sy vir die pappas, kan hulle vir die pappas uitdeel, asseblief. So ons wil sommer net kom dankie sê vir die pappas en vir die manne in ons lewe. So ons wil vir julle kom dankie sê. Dis nie baie nie. Maar dit wat julle doen en die voorbeeld wat julle is vir ons, vir julle huisgesinne, wil ons regtig vir julle net kom dankie sê. Die Here het julle aangestel as hoofde in julle huise. En julle het 'n groot verantwoordelikheid. Want julle het dogters van God as vroue. En julle het 'n groot verantwoordelikheid om hulle na die Here toe te bring. Julle het kinders wat God vir julle gegee het. Julle moet daardie kinders opvoed in die weë van die Here. So julle het regtig manne, julle het 'n groot verantwoordelikheid voor die Here. En ek hoop julle besef dit vanoggend. En maar ons wil vir julle kom dankie sê. Vir die wat nie meer 'n pappa het nie, wil ons vir die Here kom dankie sê. Vir die tyd wat ons 'n pappa gehad het. My hart is saam met julle seer. Vir die wat 'n pappa verloor het in die laaste tyd. Wat 'n man verloor het in die laaste tyd. En vir dit wat hulle vir ons beteken het. So ons kom eer die Here ook vir hulle. Ons kom sê vanoggend dankie vir die Here ook vir hulle. 1 Korintiërs 13 vers 13 en ek lees uit die 33-53 vertaling. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. God se liefde, God die Vader se liefde vir elkeen van ons. Bo alles, bo geloof, bo hoop, is dit die liefde. Ek wil vir ons vers 4 tot 8 lees uit die boodskap uit. Om ander lief te hê beteken om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees, sonder om bang te wees dat jy hulle sleg sal behandel. Om ander mense dit wat hulle het of kry te gun, sonder om lelik te wees as hulle dinge het
wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie net heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou sodat jy hom kan terugkry nie. Party mense het mos 'n swart boekie. Ek wil vanoggend vir julle sê, gooi hy swart boekie weg. Maar liefde het ook grense. Liefde kan nooit kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. Liefde is nie iets wat 'n mens kan opgebruik en dan sê dis klaar nie. Maar dis spesiale geskenke wat die Gees aan mense gee, soos om God se woord oor te dra, of in spesiale tale te praat, of om dinge van die godsdienst te verstaan, waarvan ander nie veel weet nie, dit sal nie vir altyd hou nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer die Gees dit nie meer vir mense sal gee nie, omdat dit nie meer nodig sal wees nie, want die liefde is daar. Maar die liefde sal altyd bestaan. God is liefde. Juig ons harte en bedink wat Jesus doen. Dat hy ons sy seun gegee het om ons sonde te versoen. Ons ken daai liedjie. Papas en manne, dankie vir julle liefde, julle geloof en hoop. Dankie vir die voorbeeld wat julle vir ons en ook vir die wêreld daar buite is. Want julle is dit nie net vir ons nie, maar ook vir die mense daar buitekant. Dankie dat julle in die voetspore van Jesus loop. Dankie vir die godsmanne wat julle is. Ek wil vir Janine vra om vir die manne te bid vanoggend, asseblief Janine. Kom ons sluit die oë. Kalmte in hierdie manne in ons lewens voel. Dankie dat U die voorbeeld
Geliefde seun. So ons teksgedeeltes vandag is uit Matteus 3 vers 17 en Lukas 9 vers 35. Matteus 3 vers 17 en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Sê weer, luister na hom. Lukas 9 vers 35 en daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Die gedeelte uit Matteus is toe Jesus gedoop is in die Jordaan en die gedeelte uit Lukas is toe Jesus saam met Petrus, Jakobus en Johannes op die berg was, toe Jesus met Moses en Elia ontmoet het en wat hulle met hom gepraat het oor sy uitgang wat in Jerusalem volbring sou word. En dit was die kruisiging van Jesus gewees. Dit is waaroor Moses en Elia met Jesus gepraat het op die berg. En hierdie 3 manne was daar teenwoordig. En dit was wat God vir Jesus gesê het bo op die berg. In albei gevalle het God die Vader Jesus bevestig as sy seun, as sy geliefde seun. Met die doop het God die Vader ook bevestig dat hy 'n welbehae het in sy seun. En op die berg het hy bevestig dat daar na hom geluister moet word. Jesus is God se geliefde seun in wie hy 'n welbehae het en dat mense na hom moet luister. Want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Wat 'n verklaring en bevestiging vir 'n seun. As jy daaraan dink, wat God die Vader gesê het vir Jesus Christus. Wat 'n bevestiging en 'n verklaring vir 'n seun. Om te hoor en te weet dat sy Vader vir hom so lief is, dat hy dit van die hemel af verkondig, dat dit sy geliefde seun is. In albei gevalle het die hemel en die aarde gehoor wat God die Vader gesê het van sy seun Jesus Christus. Jesus wat beteken verlosser, Christus wat beteken gesalfde. Dalk het nie elke mens gehoor nie, maar ek kan julle waarborg dat elke engel in die hemel dit gehoor het. Elke bose mag en krag het dit gehoor. En Jesus Christus het dit self gehoor, toe God dit gesê het. Ek kan myself nie indink wat in die hemel gebeur het, op daardie oomblik toe Jesus gedoop is. En God die Vader sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Ek dink die engele het uitgeroep, hulle het gesing, hulle het gehalleluja, hulle het geamen, hulle het geheilig, heilig, heilig. Daar was blydskap, dink ek, in die hemel gewees, op daardie dag, toe hulle gehoor het hoe God die Vader vir die seun sê, jy is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Van die manne wat hier sit vanoggend, het nie 'n goeie vaderfiguur in hulle lewe gehad nie. Of het dalk nog steeds nie. Baie pappas was daar, maar was eintlik afwesig. Baie pappas het nie geweet hoe om 'n drukkie te gee, of om te sê dat hulle lief is vir hulle seuns nie, want hulle het dit nie gekry nie. Baie pappas het nie gesê dat hulle trots is op hulle seuns as hulle presteer en wanneer hulle nie presteer nie. Baie pappas wat hulle seuns net stil gemaak het as hulle wou gesels en nie geluister het wat op hulle seuns se harte was nie of is nie. Want hulle is te moeg en hulle is nie nou lus om te luister nie. Klink dit vir julle bekend? Baie pappas wat die wêreld vir hulle seuns geleer het en nie God se weë nie.
Daar's 'n liedjie wat Guy Penrod sing. As ons nie ons kinders van God leer nie, gaan die wêreld hulle leer. En dit is so. As ons nie ons kinders van God leer nie, gaan die wêreld hulle leer. En so baie pappas was 'n voorbeeld van die wêreld vir hulle kinders. Want hulle het nie anders geken nie. Hulle het nie God geken nie. Hulle ken nie God nie. Hierdie is maar 'n paar voorbeelde wat ons kan opnoem. Daar's nog baie ander goeters wat pappas nie was vir hulle seuns nie. Maar ek wil vanoggend vir julle manne sê dat julle 'n hemelse Vader het wat vir julle baie lief is. Wat vir julle omgee, wat besorg is oor julle, wat vir julle net die beste wil gee. Wat luister as julle gesels, wat alomteenwoordig is en nie afwesig is nie, soos 'n aardse pappa nie. Wat vanoggend vir julle sê dat dit is julle is my geliefde seuns in wie ek 'n welbehae het. As jou aardse pa jou weggegooi het, jou hemelse pa het nie. Jy behoort aan hom, jy is syne. Hy het jou by jou naam geroep. Ek wil vanoggend ook vir die pappas wat hier is vra, watter voorbeeld is jy vir jou seuns of jou dogters? Gaan jy maar net aan met die sirkel waarin jy groot geword het, of het jy al daardie bose sirkel gebreek om anders te wees met jou huisgesin? Want onthou net, soos wat jy groot geword het, so gaan jy oordra aan jou kinders. Dit is maar net so. Jy gaan jou kinders dieselfde hanteer as wat jy gehanteer was in die huis. Jy gaan jou kinders dieselfde behandel as wat jy behandel was in die huis. En hierdie sirkel gaan maar net aangaan, totdat jy dit breek. As jy dit nie breek nie, sal jou kinders dieselfde wees. En hulle kinders gaan dieselfde wees. En so gaan die sirkel maar net aan. Dis 'n bose sirkel. Weet jou seuns en dogters dat hulle jou geliefdes is waarin jy 'n welbehae het. Weet jou kinders dit? Het jy dit vir hulle gesê? Het jy dit al vir hulle gesê? Weet hulle dit? Weet almal om jou en om hulle dat hulle jou geliefdes is? Of fluister jy dit net in die huis? Of weet almal daar buitekant dat jou kinders jou geliefdes is en dat jy 'n welbehae het in hulle? Toe Jaco nog op skool was, hy was al in matriek gewees, en ek het dit al gesê, dan gaan laai ons hom af, nog voordat hy motorfiets gehad het, dan laai ons hom af by die skool, en dan hang ek al by die venster uit, dan skree ek vir hom, ek het jou lief, ek is lief vir jou. Dan sê Jaco vir my, nee man, hy's nou al mooi groot, jy kan net dit nou meer vir hom sê nie, daar's maats. Volgende keer dan sê ek vir hom, ek is lief vir jou, lekker dag. Want ek het nie groot geword met liefde in ons huis nie. Maar ek het gesê, my kinders sal dit hoor. My kinders sal groot word met liefde. Hulle sal weet ek is lief vir hulle. En die kleinkinders dieselfde. En as ons kinders wegry by ons huis, dan sê ek, ons is lief vir julle. Die wêreld moet dit hoor. Julle kinders moet dit hoor, julle kleinkinders moet dit hoor. Want van alles bly die liefde. Daar's niks anders as die liefde nie. Weet jou kinders, weet hulle maats, hoe lief is jy vir jou kinders. Hoor hulle dit? Want daar's kinders daar buitekant wat dit nie hoor nie. En as jy dit vir jou kinders gaan sê voor hulle maats, daai kinders begeer dit. Hulle begeer dit.
Kan hulle met vrymoedigheid na jou toe kom, soos jy met vrymoedigheid na jou hemelse Vader se troonkamer gaan? Het hulle vrymoedigheid? Kan hulle met jou gesels oor alles, sonder dat jy gaan kwaad word, nog voordat hulle klaar gepraat het? Of gaan hulle eerder na hulle mamma toe gaan, wat meer geduld het? Papa, het jy geduld om na jou kinders te luister? Maak nie saak hoe baie hulle praat nie. Luister na jou kinders. Luister na hulle harte. Ervaar hulle jou liefde onvoorwaardelik. Onvoorwaardelik. Want ons hemelse Vader het ons lief onvoorwaardelik. Met ons sondes het Jesus vir ons gesterf. Het hy sy seun gegee vir elkeen van ons. Onvoorwaardelik. Het jy 'n sagte hand wat vertroos? Sagte woorde of bombardeer jy hulle net met negativiteit? Jy's nie goed genoeg nie. Jy's te sleg. Jy kan beter, al het hulle hulle beste gegee. Hoe praat jy met jou kinders? Hoe praat jy met jou kleinkinders? 'n Pappa se werk is om die kinders se identiteit en die toekomsbestemming te bepaal. Hoor julle wat ek sê? 'n Pappa se werk is om die kinders se identiteit en toekomsbestemming te bepaal. Wat jy insit in jou kinders is wat hulle eendag gaan wees as hulle groot is. So jy kan nie vir jou kind sê as hy groot is, jy is 'n slegte mens nie. Want jy het hom geleer. Jy het hom gegee wat hy vandag is. Jy kan nie jou kind blameer nie. Ja, kinders maak foute en hulle loop hulle eie pad. Maar die meeste, 90% wat jy in daai kind gesit het, is jou werk. Niemand anders tussen nie. Jy bepaal hulle toekoms. Hoe jy jou kinders gaan grootmaak en hanteer terwyl hulle nog in jou huis is, gaan bepaal wie hulle gaan wees die dag as hulle uit jou huis uit is. Vergewe jou aardse pa vandag. As jy dit moet doen, vergewe jou aardse pa vandag. Vir sy foute en afwesigheid en verwerping in jou lewe. Of hy nog lewe en of hy reeds oorlede is. Sodat jy kan vrykom. Dit gaan nie meer oor jou pa nie. Dit gaan nie meer, hy is nie hier nie, so jy kan nie vir hom sê, ek vergewe jou nie. Doen dit net, sodat jy kan vrykom. Ek kan jou waarborg dat, as jy nie 'n goeie vaderfiguur gehad het in jou lewe nie, het jou pa ook nie een gehad nie. Want daai sirkel het net aanbeweeg. So as jou pa nie daar was vir jou nie, was sy pa ook nie daar vir hom nie. As hy verbaal afgebreek was, en hy doen dit met jou, hy gaan dit met jou doen, want dit is hoe hy groot geword het. As hy jou fisies mishandel, dit is hoe hy groot geword het. So vergewe hom, want hy het ook nie 'n beter voorbeeld gehad in sy lewe nie. En dalk met hierdie gedagte van dat jou pa ook nie 'n goeie voorbeeld gehad het as 'n pappa figuur in sy lewe nie, gaan dit dalk 'n bietjie die vergifnis in jou hart 'n bietjie ligter maak. Dit gaan dit dalk so bietjie net om te besef, maar my oupa was dalk ook nie 'n goeie voorbeeld vir my pa nie. Om hom te vergewe en hom vry te spreek.
Sê weer Louis? Om die kettinge te breek, om daai sirkel te breek, om daai bose sirkel te breek. En hier is so baie manne wat nie 'n goeie vaderfiguur gehad het nie. En 'n mens kan dit sien in hulle optredes en in hulle woorde en hoe hulle met ander mense praat. Mens kan dit dadelik optel. Maar wil vanoggend vir julle vra manne, vergewe jou pa, spreek hom vry, sodat jy kan vrykom. En as hy nog lewe, en jy het 'n geleentheid, gaan na hom toe, en sê vir hom, ek is lief vir jou pa. Ek vergewe jou vir al hierdie dinge, want weet julle, baie keer, as ons na ons aardse paas toe gaan, en ons sê hierdie woorde vir hulle, dan breek hulle. Dan breek daai harde vestings af, en dan kan God werk. Dan kan daar vir hulle ook genesing kom. So as jy die geleentheid het, gaan na jou pa toe. As hy jou seer gemaak het iewers met woorde, vergewe hom, gaan na hom toe, praat met hom. Maak nie saak hoe hard hy is nie. As hy jou wegjaag, dis fyn. Maar ten minste het jy gedoen wat die Here wil hê jy moet doen. En ek wil vanoggend vir julle sê, julle is kosbaar vir God. Julle is kosbaar vir julle huisgesinne. Julle is kosbaar vir die mense daar buitekant. Daar is verlore seuns en manne daar buite wat julle nodig het. Wat nodig het om te hoor, ek het my pa vergewe en ek is vry. Daar is manne en seuns daar buitekant wat nodig het om 'n drukkie te kry van die manne af, wat vanoggend hier sit. Om 'n sagte woord te hoor, want al wat hy gehoor het was harde woorde. Julle het 'n groot verantwoordelikheid as manne van God, om uit te gaan en paas te wees vir die wees. Vir die weeskinders daar buite. En dit is nie net weeskinders wat in weeshuise is nie. Dit is kinders wat in huise is, wat nie 'n pappa het nie. Wat die Here oor jou pad stuur, om 'n pappa voor te wees. Om 'n pappa vir 'n dogter te wees. Dit gaan nie net oor seuns nie, dit gaan oor dogters ook. Dogters het 'n pappa so nodig. So nodig. Hulle het 'n pappa nodig op wie se skoot hulle kan sit. Hulle het 'n pappa nodig wat vir hulle lief is. Julle het dogters ook. Behandel julle kinders soos wat God wil hê jy hulle moet behandel, al het jy 'n slegte kinderlewe gehad. Jy kan dit regmaak. Niks is onmoontlik by God nie. Niks. God is 'n God van verhoudings. Hy herstel verhoudings. Want dit is sy hart. Dit is sy liefde vir ons as mens. Vir pappas, ek wil vir julle sê vanoggend, as jy voel jy is niks werd nie, jy is werd vir God. God het jou lief, onvoorwaardelik. En as jy vanoggend of vandag moet regmaak met die Here ook, dan doen dit. Dis die belangrikste asseblief. Gaan herstel jou verhouding met God die Vader, sodat hy vir jou genesing kan bring, sodat jy jou aardse pappa kan vergewe, sodat jy jou kinders kan gaan sê, ek is jammer. Want weet jy wat? Party pappas
kan nie vir hulle kinders sê, ek is jammer oor hoe ek jou behandel het nie. Of jou kind nog in die huis is en of hy al 'n groot man is. Papas kan dit nie doen nie. Ek wil vir julle sê, gaan voor God. God sal jou nederig maak as jy begin bely. Sodat jy met jou kinders kan regmaak. Kinders het nodig om te hoor, ek is jammer. Ek is jammer hoe ek jou behandel het. Want anders gaan daai kinders net aangaan met al daai bitterheid in hulle harte. Maak reg vandag. My gebed is regtig dat die manne wat seer het, genesing sal kry. Dat julle regtig by God die Vader se voete sal uitkom. En dat julle genesing sal kry. Want om vry te wees is 'n geskenk van God af. Die woord sê vir ons, as Jesus jou vry maak, maak hy jou waarlik vry. En dis manne wat vanoggend hier sit, wat dit van kan getuig van dit. Dat God hulle vrygemaak het. Maar God is lief vir julle. En julle het 'n groot verantwoordelikheid as manne en as pappas en as oupas vir julle huise. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, baie dankie dat U ons hemelse Vader is. Al het ons aardse pappas ons weggegooi, Here, al het hulle ons seer gemaak, maar Here, U is daar om ons te kom oplig, Here, om genesing te bring, om herstel te bring in ons lewens. Vader, ek kom bid vanoggend vir elke man wat hier is, en vir die wat nie vanoggend hier is nie. Here, U ken hulle harte. U weet presies wat in die manne se harte is. Vader, my gebed vanoggend is dat U genesing sal bring, dat U vertroosting sal bring. Here, dat U verlossing sal bring van daardie bande wat hulle vashou, Here, om vorentoe te beweeg. Vader, ek kom bid ook vir hierdie manne wat hier sit, dat hulle 'n pappa sal wees vir die kinders, vir die manne daar buite wat U nie ken nie. Here, dat hulle U liefde sal uitdra. Here, dat hulle sout en lig sal wees daar buite. Daar's so baie verlore mense, so baie hartseer. Maar Here, daar is so baie vreugde ook in U. En Vader, dis my gebed, dat die manne en die kinders en die vroue ook, Here, dat hulle vreugde sal vind in U. Here, mag U verheerlik word in hierdie dag. Here, kom gebruik ons, Here, om uit te gaan, as ons hier vandag, Here, dat ons U hande en U voete ook daar buite sal wees. Here, dat U lig sal skyn en dat U verheerlik sal word. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Dankie julle.